Kyk, vandag wil ek sommer vir julle die storie van Elsie vertel. Nou, Elsie en ek kom 'n baie lang pad aan. Ek dink dit is seker nou al amper 40 jaar. En destyds voordat Namibië nou onafhanklik geword het ons 'n gedeelte van die tyd in die Kaap gebly en ons het die plaas verhuur, dan het ons 'n periodiek plaas toe gegaan. En Elsie was op die plaas en sy was toe 'n jong meisie. En ek dink haar pa was ek weet nou nie wat nasie nie, maar ek dink haar ma was 'n Damara, so iets. Of haar pa was 'n Tswana en haar ma was 'n Damara. En so het ek toe vir Elsie gesê, luister, ek gaan jou saamvat nou Kaapse kant toe, dat jy vir my kan help met die kinders. Want die kinders, die kleintjie Gerrit is nou nie, weet nog 'n baba, en ek werk nou ook voltyds daar, en so help dan nou net vir ons. En so het Elsie toe saamgekom Kaap toe, Citrusdal toe. Maar Elsie was ook baie uitgesproke. Jy weet, ek het vir haar klere gemaak, ons het vir haar beddegoed gekoop, sy het in 'n lekker kamer gebly, my huis was haar huis, en dan sy altyd vir my gesê, kyk, sy het vir my gesê, Kleinooi, nou Kleinooi was maar eintlik soos ma. En sy sê, Kleinooi, onthou, jy's my ma, jy moet vir my klere maak. So het ek vir Elsie baie klere gemaak. En dan sy nou vir Gerrit op haar rug geabba, soos hulle hierdie abba sakke maak met die vierkante lap, so het sy vir hom geabba. En dan partykeer dan bring sy hom vir my, dan sê sy, nee, wat Kleinooi, hierdie kind van jou is nou te stout, vat hom nou net eers. So, ons het 'n goeie verhouding gehad met haar. En toe raak dan maar weer mos nou onafhanklik. En so moet Elsie nou terug gaan plaas toe. Maar sy was wonderlik, en dit was so lekker om haar op die plaas te hê, want sy was nou in beheer van die huis. Jy weet, ons het vakansietye plaas toe gegaan. Sy het toegang gehad tot ons telefoon, ons het gereeld vir haar gebel, of sy het vir ons gebel. En as ons aankom daar by die huis, jong, dan's die huis reg, en die beddens is opgemaak, en die donkievure brand, en die water is warm. Sy kon nou net die kos maak, ek het nou maar vir haar so die groentjies laat skil en so aan. En so dis lekker, en as ons weggegaan het, dan het Elsie nou weer alles skoon gemaak. Ons het letterlik net so uit die huis uit gestap en sy het skoon gemaak. En jong, en toe nou 1 Junie vakansie, toe ons nou by die huis kom. Toe is daar nou 2 van Louis se beeste weg. Hy het toe nie 'n groot boerdery gehad nie. En toe kom het uit my Elsie die 2 beeste nou verkoop in die nag. Luister, die polisie het nou gekom. Ek het so gehuil, dat Elsie later vir my sê, Kleinooi, jy moet nou ophou huil. Nou ja, toe is hulle daar weg met Elsie, en dit was vir my 'n groot teleurstelling en 'n verskriklike hartseer. Nou wil ek nie al die rigmarole rondom wat toe gebeur het, maar op die ou einde is daar daarom, soos hulle sê, 'n settlement, 'n ooreenkoms gewees. En Elsie het toe kinders ook gehad. Sy het op die dorp getrou, of gebly, nou met 'n spietkop. Hulle twee het nou mekaar gevat. Maar sy het al 'n kind gehad op die plaas ook. So haar kinders, haar oudste dogter se naam is Hestertjie. En Hestertjie Oandara bly nou in Botswana. Netjies skool gegaan, netjies geleer, en ook 'n man en kinders nou daar gekry. Dan het sy 'n François gehad, fooi tog die stomme kind het verdrink. En dan het sy 'n Gerrit gehad, en dan het sy 'n dogter gehad, wat sy na my 2 kinders vernoem het, Louise en Suzanne. Sy het nogal vir my gevra, ek moet help met die name, so het ek gesê Luzanne. So dit is nou een van haar dogters. Dan het sy nou later nog 'n kind gekry. Maar so bly Elsie nou op die dorp. En ag, weet jy wat? Ek het nog altyd baie lief gebly vir Elsie. En as ons daai kant toe gery het, altyd vir haar goedjies saamgevat. En as ek op die dorp kom en ons gaan by haar aan, dan is sy so bly om vir ons te sien, en druk vir my, hou vir my vas, maar Elsie is nou ook nie klein nie, jy weet. En nou so van tyd tot tyd maak ons kontak, en sy was nou baie lief vir Gerrit, want sy het hom nou so half groot gemaak. En nou onthou ek, Gerrit het een keer een van haar hoenders met die .22 raak geskiet, maar kyk, toe was sy dan nou kwaad. Maar nou ja, maak ons so nou en dan kontak, en dan wil sy foto's van die kinders sien, en so aan. En nou eendag, bel sy, ons kom nou terug, uit Kaapse kant af huis toe. Hier lei die telefone, ek sien my, jene, dis nou Elsie wat nou bel.
Hoe gaan dit, Elsie? Nee, kleinooi gaan nou baie goed. Ek is ook nou getroud, kleinooi sê. Ek sê nou na al die jare, ja nee, sy is nou getroud. En dan man het nou ook afgetree en so aan. Vertel nou van die kinders en so. Vra uit na ons kinders, wil nou eers weer foto's sien van al die kinders en so aan. Nou sê ek vir haar, maar Elsie, ek en Louis wil nou een of ander tyd graag bietjie na Mbewe toe kom en dan wil ons graag by julle aankom en ons wil vir jou kom groet. Brei jy nog? Kan ek vir jou wol saambring? Hulle het altyd gesê as ek Kaap toe gegaan het, moet ek vir hulle jaards bring. Nou jaards was nou materiaal. So ek vat nog altyd as ek gaan sommer sulke lappies saam, want hulle werk jy goed aan mekaar vas vir lappies, komberse of selfs rokkies vir die kinders. En ja, sy brei nog altyd graag. En nou het sy vir my gesê, maar julle moet nou vir my voor die tyd laat weet as julle kom. Want ek wil vir julle 'n slagting gee. Ek wil vir julle 'n skaap gee wat julle hierso moet laat slag voor julle weer teruggaan. Ek sê, Elsie, nou het jy weer boerdery. Ja, sê sy. Nee, sy het bietjie skape en bietjie bokke en so 'n paar besies. So sy het nou weer boerdery. Iemand kyk nou na die boerdery. Nou kan jy nou glo. Nou wil Elsie vir ons 'n slagting gee, as ons nou weer daai kant toe gaan. Weet jy, die lewe is eintlik 'n wonderlike ding. En hoe hulle ook graag wil gee, en sy het nou 'n slagting om vir ons te gee. So wanneer ons gaan, sal ons nou maar sê of dit nou vir jaar is of volgende jaar, maar betyds laat weet, dat hulle solank die skaap kan laat vet voer, laat ons nou die skaap kan slag, die lewendige skaap persent kry, en dan sal ons hom nou laat slag. En dit is nou Elsie se storie. Julle moet 'n mooi dag hê.